Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het vanmôre die voorreg om te gesels met Henk Skallekamp en Martinus Visser. Hulle is onderskeidelik van Akademia en Kanton. En ons praat spesifiek bietjie oor die bevordering van Afrikaanse onderrig, veral as dit kom by die logistiek en dies meer in Suid-Afrika. Jy weet die uitdagings wat 'n mens het. Goeiemôre meneer. Môre Pierre. Môre Martinus, ons gaan by jou begin. Kom ons praat bietjie oor tersiêre instansies in Suid-Afrika. Is daar genoeg tersiêre instansies, veral wanneer mense kyk na moedertaalonderrig en dies meer, ons weet waarheen dinge gaan en waarheen dit skuif as 'n standaard, maar as mense bekommerd is oor moedertaalonderrig, hoe bespreek jy hierdie behoefte aan dat mense wel tog hulle kinders of hulle self in 'n moedertaal wil bemagtig? Ja, Pierre, ons het een resep vir alles. Jy weet, ons het omtrent 30 openbare universiteite waarvan almal Engels is. Daar's een wat so dubbel medium is. En dan is daar baie privaat instellings ook en almal is bykans Engels. So en die ander tendens wat mense sien is dat daar genoeg universiteite is vir al die studente wat wil studeer, maar die universiteite in die metros of in die groot stede is onder geweldige druk. En daarom dis ook 'n rede hoekom hulle so vinnig vir Engels het. So die antwoord is daar is nie hoegenaamd nie genoeg toegang tot hoër onderwys in moedertaal nie. En daarom dink ek dat dit belangrik is dat hulle wat sulke inisiatiewe neem goed ondersteun word en dat dit suksesvol is. Hoe dra die beskikbaarheid van onderrig in Afrikaans by tot die behoud van die kultuur en tot die bevordering van die moedertaalonderwys? Ek dink die skrywer Etienne van Heerden het gesê dat Afrikaans is soos 'n viool, is 'n viool het hy gesê. En daarom kan jy met 'n viool moet jy nie net straatliedjies speel nie, maar jy moet ook 'n komplekse simfonie kan speel. En ek dink dit is die rol van universiteit is om ook die komplekse hoë orde dinge van 'n taal uit te bou en te verbeter en te verdiep. En dit is krities belangrik vir 'n gemeenskap. Ek dink ook 'n universiteit is die plek waar kultuuroordrag plaasvind. Dis juis die geleentheid waar jong mense van jonk na volwassenheid beweeg om regtig noem dit nou maar die finale vorming te doen met betrekking tot kultuur en die kultuurgoedere van 'n gemeenskap. Absoluut. Ek dink met 'n paar jy kan nie 'n universiteit noem sonder die woord kampus ook te gebruik in dieselfde asem nie. Die ontstaan of die stigting van 'n kampus het 'n enorme effek op 'n gemeenskap, nie waar nie. Spesifiek daar waar die kampus gevestig word, maar nie net op emosioneel of hoe ook al nie, maar kultureel nie, maar ook finansiëel nie waar nie. Ja, so 'n kampus is nie net 'n gewone ontwikkeling nie. Dit is eintlik 'n groot stuk infrastruktuur wat 'n ou skep waarom 'n gemeenskap vorm. Ja. So daar is talle voorbeelde van universiteite waarom dorpe ontstaan het. In Suid-Afrika is Stellenbosch en Potchefstroom sulke voorbeelde. En die kampus wat ons nou ontwikkel hier in die ooste van Pretoria gaan ook daai ruimte skep waar jy 'n ekonomie kan vestig deur dienste en verskillende aanbiedinge van en vir daai spesifieke gemeenskap. Jy noem nou infrastruktuur en dit is so belangrik. Hoe kan die infrastruktuur in die moderne ontwerp, hoe kyk ons daarna na die onderrigbehoeftes en tegnologie, hoe word daarbey ingekoppel? So ons het die geleentheid om nou vandag waar tegnologie absoluut 'n noodsaaklikheid geword het, 'n kampus te ontwerp wat dit rigsteun. En jy doen dit in die eerste plek deur jou ruggraat reg te kry. So jy moet sorg dat jou konnektiwiteit, jou verbindings met die kom ons sê met die wolk van topgehalte is sodat jy voortdurend toegang daartoe het. En dan moet jy jou ruimtes slim ontwikkel sodat dit meer doelig en aanpasbaar gebruik kan word. En dan ook die tegnologie wat jy daar gebruik. Universiteit vandag het die geleentheid om deur virtuele tegnologie byvoorbeeld geweldige praktiese lesse aan te bied en so meer, en daarvoor moet jy jou gereed maak. So dit is 'n baie lekker geleentheid om jouself nou te vestig as 'n kampus met 'n universiteitskampus, want jy het die geleentheid om absoluut tegnologie te omhels en dit vir jou te laat werk. En as die bestuurende direkteur van Kanton wat spesifiek hierdie ontwikkeling van 'n kampus dan sal behartig, wie is Kanton? Wat se stories kan jy ons vertel? Waar kom julle vandaan? Hoekom is julle anders?
So Kanton is gestig om leefruimtes vir Afrikaans te ontwikkel. Dit is waarop ons onsself toespits. Ons kompeteer nie met ander eiendomsmaatskappye in Suid-Afrika in terme van kleinhandel en kantoorblokke en daai tipe van goeders nie. Ons sê ons ontwikkel leefruimtes vir Afrikaans. Ons doen dit deur 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal te smee. So aan die een kant werf ons kapitaal teen die koste daarvan en ons betaal goeie opbrengste aan ons beleggers, maar dan voorsien ons hierdie ruimtes waar die kulturele huishouding hulle self kan uitleef. Nou as jy 'n universiteit as 'n huurder het, dan weet jy het 'n huurder vir 'n rukkie. Ja. En dit is lekker om dit te kan sê vir ons beleggers. En hulle kry ook 'n kulturele dividend. Nou wat ons al gedoen het, ons twee mees onlangse projekte, die bekende Soltech kampus wat gedurende COVID ontwikkel is, daar was so 'n hele sosiale media veldtog geweest wat ons geen beheer oor gehad het nie, maar wat gesê het op tyd onder begroting, dit was Kanton geweest. En ons het ook verlede jaar 'n koshuis, 'n 400 bed koshuis vir Soltech afgehandel. Maar ons werk al van 2019 af aan hierdie projek en ons is nou by die punt waar ons gereed maak om uit die grond uit te kom. So waar staan julle tans by die Nuwe Akademia Kampus ontwikkelingsprojek? Ons is tans besig met die massa grondwerke. Dit is nogal reusagtig. Dit is 220.000 kubieke meter grond wat ons nou moet skuif op die area. Dit is op 220 hektaar die kampus. Maar die platforms is gelykstaande aan so rofweg 70 hektaar wat ons nou rondskuif. Nou om vir die kykers te verduidelik hoeveel is 220.000 kubieke meter grond. Dit is gelyk aan 'n trein wat 71 kilometer lank is en vol grond gelaai is. Dit is 'n klomp werk. Martinus, ons moet praat oor waar Akademia staan vandag as 'n instelling in Afrikaanse onderrig. Ek bedoel om so 'n kampus te begin. Dit sit nie in enige ou se broek nie. 'n Mens moet verstaan waar jy is en dit vat nogal, soos die Engelse sê, guts. Dis daar's moed en durf daarin om so 'n stap te neem. Waar staan julle as dit kom by moedertaal onderrig? Ja, Pierre, so jy is heeltemal reg. Dit is net moontlik as 'n hele gemeenskap saamkom en sê ons wil dit doen. So Akademia is dink ek nou goed gevestig. Ons het nou vanjaar net so onder 4000 studente en ons het is gevestig in 5 fakulteite wat eintlik nou al vir 12, 13 jaar goed aan die gang is. Ek dink ons raak baie goed met wat ons doen, veral met betrekking tot onderrig en leer aan die een kant, maar ook met die vorming van studente. Wat insluit 'n baie slim ontwerpte, lekker, lewendige studentelewe. En ek dink ons is nou gereed om eintlik die groot volgende groeifases aan te pak. Ons het nou die dag hier gesels oor uitbreiding ook na die Kaap toe en dis meer. So ek dink Akademia goed gevestig en gereed vir die volgende vinnige groeifase wat kom. Hoekom dink jy kies jy studente Akademia? Wat maak die ervaring so uniek? Ja, so ek dink dit is juist die ding. Dit is 'n veilige tuiste vir studente. So studente voel, Afrikaanse studente spesifiek hulle voel tuis daar, hulle voel hulle kan hulle self uitleef en hulle kan deelneem aan die vormende aktiwiteite binne in die klas asook buite in die klas. Maar ek dink ook die geleentheid wat studente het om deel te neem aan 'n studentelewe, en glo my daar's iets vir almal. Partykeer moet 'n ou die handrem optrek dat hulle bietjie by die akademie ook uitkom. En ek dink daarom word daar 'n kultuur geskep van deelneming. Studente nooi mekaar en dit alles dra by daartoe tot 'n baie positiewe, opbouende en vormende omgewing, en ek dink dit is hoekom studente graag by ons wil wees. Dis wat studente op die einde wil doen. Hulle wil betrokke raak en hulle wil deel wees van iets in die toekoms. Baie dankie meneer dat julle draai kom maak het vanmôre en gesels het met ons. Ek dink as 'n mens nou vir die kykers daar buite sê waarheen hulle moet gaan na die webtuiste toe, dan kry mense ook 'n idee van die tipe benadering wat 'n mens het tot hierdie projek. As jy graag meer wil weet, luister mooi net. Besoek die webtuiste Toekomsbouers. Dis hy, toekomsbouers.co.za. Dit behoort ook vir jou 'n bietjie meer te vertel oor wat die hele die beginsel agter alles is. Baie dankie vir julle tyd en moeite vanmôre. Baie dankie. Baie dankie Pierre. Ja.